Hey, vleeskop. Meneer, vleeskop zien, kijk hier zo. Questo la cinta Ik moet dan even maken. Ja. Groot gebeurtenis hierdie. Baie goed. Die klankbuis sit daar die midden.
in. Wat ek te sê het. Nommer 1, voordat ek gaan mense aan die woord stel. Nommer 1, ek en generaal Horak sal moet skoonmaak na almal weg is. So, hier's baie dromme. Alle papiertjies wat kinders en groot mense het, laat dit aan die dromme gegooi word, né? Nommer 1. Nommer 2, as jy daar nou toe uitstap, daar nou daai paviljoen, die grootjie daar, net in die agterkant. As jy instap daar, dan kry jy die vrouense toilette aan die regterkant en sentrum. En toe ons al koffie drink toe het generaal Horak gesê dat hy wil so 'n funksie hier hou. Nou 4 wat dit was in Julie maand gewees. Toe het hy al die datum gehad en ons het nooit gedink om op so groot skaal die ding te gee nie. Maar in elk geval, ons het die hoofie kom sien, want my dogter hou skool hierso en toe sê nie, ons kan die lapa gratis kry. So ons het 'n groot voordeel daar gehad. Ek noem dit maar net. Maar in elk geval, hierdie hele spulletjie was generaal Horak se idee. En ek wil vrees ek wil hê moet al 4 aanspraak gee. Hy sê self om te help so die mense kan hy gesels. Ek wil graag nou vir generaal Horak aan die woord stel. Dankie. En dit is nou 'n bietjie lastig om die kos aan die een kant te hê en die papier aan die ander kant. Ag, oud kollegas, dames en here, vriende, vriendinne, oues, jonges, langes, kortes, maak nie saak wie jy is en wat jy is. Ek dink die lelik is en die mooi is. En ek dink die van die wat op hierdie stadium nog nie welkom voel hier, sal seker nooit welkom voel. Of hoe? Right. Ek maak graag van die geleentheid gebruik om al ons oud kollegas van die Spoorwegpolisie vandag hier baie hartlik welkom te heet. Saam met hulle gesinne, saam met hulle vriende en vriendinne. Dit is vir my 'n besondere voorreg, soos Heinrich ook gesê het. Ons het probeer om soveel as moontlik by mekaar te kry, maar uit die aard van die saak het my goeie vriend Solly gesê dat hy kan net 250 mense kos gee. Gevolglik kon ons die ding nie versprei na die streke toe nie, en ons kon ook nie om opgooi na die onderste range toe. Daarom het ons gegaan en ons is vandag hier plus minus 240. Ek dink dit is voorwaar 'n rekord, en dit is ook die eerste keer dat so 'n reunie van hierdie aard op Gauteng gehou is. Ons het hard gewerk om julle hier te kry, aan elkeen van julle wat hier is. Baie hartlik welkom, baie dankie vir julle ondersteuning, ons het groot waardering daarvoor. U sal my toelaat om enkele spesiale verwelkomings te doen. Eerste het ons hierso vir generaal Piet Smit en mevrou Smit, een van ons oud kommissarisse. Generaal Smit is al 87. Hy stap hier rond met 'n kiertjie, maar hy's beslis 'n voorbeeld vir baie van ons jonger mense. Daai ouderdom sit generaal Piet glad nie af nie. Hy kuier lekker hier saam met die man. Jy weet, nou wil ek julle 'n staaltjie vertel. Toe ek 'n roofie in die college gewees het in 1954, het ons die dag die atletiek byeenkoms daar gehad. En ek was toe die ouetjie wat die kommandant se skild moet gaan haal daarvoor. En generaal Smit was op daai stadium was hy die majoor in die college gewees. En toe hy die skild vir my gee, toe sê hy, Here, jy moet hulle jou in die mag gekry. En ek het hom so gekyk, hy sê, want jy's wragtig so klein. Toe dink ek, jy's die generaal, ek kyk nog bo oor jou pet. Dan het ons hier vir generaal Triple J van Vieren en mevrou van Vieren. Generaal van Vieren was ook een van ons kommissarisse wat geweldig baie vir die mag gedoen het en geweldige uitbreidings bewerkstellig het. Dit is legio wat uit generaal van Vieren se pen gegroei het, nie net alleen op akademiese gebied nie, ja, by opleiding oral was hy 'n man wat jy na kon opgesien het en wat vir ons behoorlik leiding aangegee het. Generaal mevrou is ook baie welkom. Generaal het nou sy plaas verkoop daar by Zeres. Hy het 'n paar van die parties wat hy misgeloop, maar kom hy elke keer met die verskoning, man, ek was by die beeste. Daar is nie nou meer beeste nie, so hy sal nou in die toekoms sal ons sorg dat generaal mevrou ook hier by ons is. Generaal Elis, baie hartlik welkom. Dan het ons hier vir generaal Abraham Viljoen en mevrou Viljoen. Generaal Viljoen het onlangs 'n ongeluk gehad, hier daar by sy huis geval, hy was in die hospitaal gewees, maar met die genade van bo het hy pragtig herstel. Generaal mevrou is baie hartlik welkom hier. Dan het ons hier so 'n soort van 'n droster. Hy is die een ruk is hier in die Transvaal en die volgende ruk is hy daar in Natal. Generaal Robertse. Generaal mevrou, baie hartlik welkom. Ons
plekkie. Ons weet jy het jou plekkie daar by Maagheid, maar ons weet toe jy gehoor het van hierdie ding, was generaal Robbie die eerste een wat gebel het, toe sê hy, hoor die ander, ek is Boots en al daar. En hulle is hier, ons sê vir hulle baie hartlik welkom. Dan het ek my goeie ou stalmaat hier, generaal Du Plessis. Ek en hy loop dan nou al 'n baie lang pad saam. En Doopie is weer vandag hier, as daar gepraat word oor 'n ding, dan is ek en hy maar die ouens wat die dinge aan die gang kry. Generaal Doop, jy en haar Rensie, baie hartlik welkom. Ons is ook bly julle is hier. Daar van die ver wêreld af het ons oom Jan Howell. Hy het hier gevlug, hier uit die Transvaal uit en vir 'n mevrou daar onder in die Vrystaat of in Noord-Kaap gaan haal. En vanmôre toe hy hier staan en toe sê ek vir daai dame, ek kan nie verstaan dat jy so 'n lelike man gevat het. Maar in elk geval, oom Jan, jy en mevrou, julle is baie hartlik welkom hier ons. Ons is bly dat julle die moeite gedoen het en die opoffering gedoen het om hier te wees. Dan het ons vir Brigadier Slabbert en mevrou Slabbert daar van Port Elizabeth af. En hier wil ek vir Slabbeer Lansie breek. Hy is die enigste offisier wat feitelik, as daar 'n offisier iewers ter verjaar, dan bel Slabbie vir jou. Landswyd nasionale vlak, hy bel die manne en hy sê, baie geluk met jou verjaarsdag. Slabbie, baie dankie daarvoor. Jy en mevrou ook baie hartlik welkom. Dan het ons ook hier vir Brigadier Frans Loots. Ongelukkig is sy gaande nie hier nie, maar Frans is hier. Hy is ook een van my ou diplomaats, ons is saam in die college gewees. En ons is bly Frans dat jy hier is daar van die Vrystaat af. Ons sien uit daarna om by 'n volgende keer mevrou Loots ook hier te hê. Dan het ons daar van Pieter Maritzburg af vir Major Ernst Smit. Hy het vir hom daar so 'n losetjie aangehaak iewerster. Hy het daar ook vanmôre saamgekom. En Ernst, ons is bly jy is hier. Julle is baie welkom. En ek hoop die volgende keer as ons weer praat, dan kan ons sê meneer en mevrou Smit. En nie meneer of Major Smit in 'n losetjie nie. Dan het ons hier vir direkteur ou Kelly, daar van Middelburg af. Hy is ook alleenig hier vanmôre. Ek is bly, Nick, jy is ook hier, baie dankie daarvoor. As daar enige iemand is wat ek per ongeluk weggelaat het, wat van die buitestreke afkom, dan bied ek graag apologie daarvoor aan. As daar enige iemand wat ek gemis het, wat van ver is, laat ons net hoor. O ja, wag 'n bietjie. Gustav Erlang het hier uitgekom, hy het ons vanmôre kom verras. Toe ons die uitnodigings uitgestuur het Gustav vir my gesê, dat hulle het 'n Erlang-funksie op Bloemfontein aan. Hy sal ongelukkig nie hier kan wees nie, maar hy sal graag hier wil wees. Wragtig, hier kom hy vanmôre af. Daar sit hy, Gustav, baie welkom met ons, ons is baie bly jy is hier. Ja, so wat. Ons die mout met enige ou hier. Dan is ons besonder bevoorreg. Hier is 'n hele klomp manne wat hier by die 80's rondtrek. En ek het nou vanmôre vir oom Piet Boysen gesien. Toe sê hy vir my, hy is 91, toe sê ek vir hom, gee ek jou 4 jaar. Toe vra hy nou maar hoe so, toe sê ek, wel ek is 95. Toe sê hy, generaal, skam jy nie om so te lieg. Maar in elk geval, as ek so vinnig gekyk het na die 80-jariges, wat ek besonder bly is dat hulle hier is op daai ouderdom, dat hulle werklik die moeite gedoen het, om na soveel jare wat hulle in die mag gedien het, nog hier naartoe te kom en te sê, hier is ons ook. Ek het hier generaal Piet Smit, ek weet, toe hy verjare die 10de Julie het hy met gesê, Andre, ek is nou 87. Hy sê, en so 'n paar dae later, dan is dit my troudag, hy sê, dan is ek 60 jaar getroud, hy sê, jy moet onthou ons met dieselfde vrou. Dan het ons hier tot generaal van Vieren, hy klop ook daar in die 80's, generaal van Vieren lyk nog pragtig, maar ek dink is agter al die beeste wat hy so gehardloop het. Dan het ons hier vir generaal Abraham Viljoen, hy is ook van die 80's, generaal Viljoen lyk ook nog baie goed. Ons het hier vir die man Appel Jacobs, en ek dink ek en Doep en nog, Morris Gilbert, ons moet vir hom allemaal vanmôre sê baie dankie, want met die destydse eksamen het hy geappeleer. En as hy nie geappeleer het in die eksamen, kon ek en Doep nie die volgende luitenant eksamen geskryf het. Gillian, baie dankie daarvoor. Dan het ons met jou buurman daar langs aan Major Kraus. Jy sal nooit sê, hy ou is 83. Want hy loop ten minste 10 keer op 'n dag. Ek weet nie of daar 'n lossietjie iewerster in die buurt is, maar wat loop is hy. Maar Krausie lyk goed, hy is baie fiks en hy stap lekker, daar's nie probleme met hom nie. Hy geniet ook goeie gesondheid, hy en Ans, ons sê vir julle ook. Baie welkom. Dan het ons hier vir kaptein Stapelberg. Jy moet verskoon as ek die range deur mekaar hardloop, want jy weet ek is 95, ek kan nie meer so goed onthou nie. So ek dink Stapie was 'n kaptein, Stapie is ook daar by die groep van die 80.
En dan dink oom Swanepoel wat ook hier is, daar van Gezinnie af, hy is ook 'n man van 80. Het ek enige ander, oom Jan, is jy ook 80? Ja, daar is oom Jan ook 80. So het wys jou as 'n man ouer kan jy nog 'n losse in die hande kry. Ons sê vir oom Jan ook baie welkom. Is daar enige iemand anders van die 80's wat ek hier gelos het? Ja. Rensie, nee, jy bly lief man. Right, dan is dit vir my 'n besondere voorreg om vir oom Piet Boysen en sy gade vermoere hier welkom te heet. Alle grappies op 'n stokkie, oom Piet is 91 jaar oud. En ek dink hy is een van die langslewende vooruitvoersmanne hier op die rand. Ja. En ek wil graag hê oom Piet moet so 'n bietjie opstaan daar, Loffie, jy kan hom dalk 'n hand gee. Dat almal sien hoe lyk 'n man van 91, maar weet julle hoekom lyk ek so op 95? Om Piet, dat die agterste mense 'n bietjie jou voorkant ook sien, hulle wil nie net jou agterkant sien. Dankie oom Piet. Right, dit is dames en here dan die verwelkomings. U sal my toelaat om dieselfde tyd sommer, ons wil nie vandag baie praat nie, die bedankings ook af te handel. In die eerste plek aan my stalmaat generaal Doep en brigadier Retief in sy afwesigheid. Generaal Doep is die man wat vir ons die Pretoria manne bymekaar maak. En jy kan maar op Doep se nommer druk. Hy sorg dat die manne kom. Doep, baie dankie daarvoor. Ek het reeds met brigadier Alpie gepraat en reeds ons dank oorgedra aan hom. Dan hier by myself het ek die twee manne, kolonel Gous. Julle moet hom sien as hy loop, moet jy besop, hy gaan vir jou geld vra. Hy loop hier rond met so 'n wit koevert. En jy moet mooi poets vir hom of hy sê vir jou, jy het nog nie betaal. Kolonel Gous, ek sê vir jou vreeslik baie dankie vir al jou moeite wat jy doen, en saam met hom Major Boucher. Major Boucher het ook op en af kruisend dwars gery om hierdie manne op die Oosrand in die hande te kry. Maar hulle twee het regtig, hulle het my hand sterk gemaak, en dieselfde tyd het Major Boucher ook vir ons 'n wag voorsien, wat die naweek hierdie, die tent en dit wat die binnekant is, sal na kyk, dat dit nie weggedra word nie, want ek is die organiseerder, as die tent môre nie hier is, moet ek hom betaal, en ek het nie die geld daarvoor nie, dan moet hulle maar my kom haal. Dan het ons hier so ook versoek Sam Kilian, hy het vir my gehelp, ja, hy het my gehelp met al die dienende offisiere, en hier is 'n hele klomp van hulle, wat op die oomblik nog nou nie SAP nie, maar nie SAPD is. En van hulle sit op die oomblik in top senior poste. En ons wil graag van die geleentheid gebruik maak om ook vir hulle te sê, baie geluk met julle bevorderings, ons hou vir julle dop, en ons is bly dat julle hier is. Geef hulle 'n klap iemand. Dan het ek hier brigadier Skutte, mevrou Skutte, sonder hulle kom ons ook nie hierdie party gedoen het nie. Heinrich aan jou en baby, baie dankie. Dan Sonet, wat hier by die skole en skoolverbonde is hier, sy het vir ons gereël dat ons hierdie fasiliteite by die skool kan gebruik. Sonet, baie dankie. Jy sal die uittrap vat vir die karre wat hier verkeerd staan, ek het niks aan mee te doen nie. Dan my vrou ook, baie dankie ook vir haar groot aandeel. Dan kom ons hier by die blomme. Kolonel Gert Lou en sy vrou Rosa, hulle was verantwoordelik vir hierdie pragtige blomme wat hier staan. Gert het gistermiddag hier gekom, het kom help met die opsit van die tafels. Hy is 'n ou staatmaker deur en deur. Rosa het aangebied, het gesê, kry julle die blomme, ek sal vir julle die rykers maak. En ek dink u kan sien dat sy dit getuig van baie goeie smaak. Dankie Rosa. Dan het julle gesien, daar is 'n hele reeks verskillende brode. 3/4 van die brode het ek self gebak. Ja, maar hier is 'n hele paar van ons dames wat daar al geklim het en hy brood gebak het, baby het gebak, my vrou het gebak, Antoinette het gebak, André se vrou Marie het gebak, Kasper, nee, Kasper, jy het nie gebak nie, Solly het gebak, en Frans Prinsloo het gebak. Maar dan jy nie gebak. Ja, myne is nog in die kar. En terwyl ek by Frans Prinsloo is, ons het ook goed gedink, het ek gedink om die personeelvereniging, toe ons ontbind het destyds met amalgamasie, om hulle ook te nooi. Benny Reineke kon nie kom nie, hy het verskoning aangebied, maar ek het vir Frans en vir Gerard Oosterhuizen hier. Ons sê ook vir hulle, ek vra verskoning dat ek julle nie in die eerste instansie welkom gegeet het nie, maar julle is baie welkom. Dan hier by die kroeg, hier het ons vir kolonel Gert, ons het hier toevallig 'n Engelsman hier het van Birmingham af. Waar is Tim? He's from Birmingham in the United Kingdom. Tim, you're more than welcome in South Africa. Hy kuier so 'n bietjie hier, toe Gert nou gister hoor, toe sê ek vir hom, hier is 'n rou Engelsman, wat hier by die kroeg saam met jou gaan werk. Toe sê hy, hoor die generaal, as hy my gehoor het Engels praat, dan sal hy sê, van watter deel van Engeland af kom jy?
En dan, hy kry Pernina weg. Hy het hier gistermiddag, het hy voor baie getuies beloof, hy Gert Lou gaan vandag hier sing. So ons sal daai geleentheid kry. Hy moet nie dink hy sal wegkry daarvoor nie, maar ek sê graag aan Larry en aan Gert en aan André, baie dankie vir die groot werk wat julle het om almal van 'n nattigheidjie te voorsien. Dan kom ek by die twee groot kanonne en ek wil hê hulle moet hier kom. Kasper